Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies, die program waar ons oor dinge gesels wat jou beursie en besigheid raak. En ek het twee besonderse gaste wat vandag saam met my gesels. Sy is die entrepreneur en een van die sterre van die Mommies Club, die eienaar van Halo Make-up Academy, Louise Volskenk. En dan besonderse slim man wanneer dit kom by sake kom en ekonomiese ontleder, beleggingskenner Freddie Mitchell. Welkom julle. Freddie, daar's 'n klomp dinge wat aan die gang is, bruto binnelandse produk, inflasie, rentekoerse, markte. Ja, ek dink vir Jan op straat, verduidelik 'n bietjie vir ons, wat gaan aan behalwe dat dit die Midde-Ooste is wat op mekaar skiet en te kere gaan, maar as jy dit nou moet verduidelik aan die gewone mense daar buite. Kom ons begin met die ekonomie. Kom ons praat gou oor die ekonomie en dan vat ons dit van daar af. Laas jaar in 2025 het die ekonomie gegroei vir die jaar teen 1.1%, wat nogal redelik goed is. Gegee die 2024 wat ingekom het op 0.6 of 0.5% wat laag is. So ons op 0.5-0.6% hoër as laas jaar. So dis altyd 'n goeie ding. Maar wat kommerwekkend is dat die sektore wat gegroei het nie noodwendig normaalweg lei na werkskeping toe nie. Die werkskepende sektore soos mynbou en vervaardiging is onder druk en ons weet veral gaan vervaardiging onder druk wees as gevolg van die diplomatieke spanning en AGOA goeders wat Trump en ons aan die gang het en ook die tariewe wat gehef is. So ja, dis so vinnig in die rentekoerse, almal het 'n redelike goeie jaar verwag en nou is dit so 'n bietjie kom ons sê so op 'n dempertjie op dit. Bietjie jokkertjie, né? Ja, nie so. so. 'n bietjie wolkertjie ook aanbring. Louise, is nou by jou, natuurlik sakevrou in die skoonheidsbedryf. Vertel ons bietjie meer van jou maatskappy en wat jy doen. Ons is 'n grimeerskool, Halo Make-up Academy. So ons lei mense op wat graag grimeerkunstenaars wil word en ook vrouens wat net wil leer om hulle eie make-up te doen. En dan het ons ook ons eie brand met die naam Halo Professional. Dis nou grimeerprodukte. Ons het 'n volle grimeerreeks. So is daarmee nie wat son Tammy Taylor, jy weet, so ons gaan nou nie daai gesprek verder in mekaar. Dis weer eens dan op 'n bietjie dalk too soon. Okay. Alright, maar uit die aard van die saak kan daar 'n klompie prysverskywings wees ook na julle kant, want ek bedoel baie van julle produkte is wel invoerproduk. Hoe impakteer hierdie hele gebeure julle, soos wat Freddie ook verwys het, byvoorbeeld selfs van laas jaar af met die invoertariewe, kom julle daadwerklik agter daar is 'n prysverskil? Ons het definitief voorbehoed getref vir dit. So ons het 'n prysverhoging gehad met die nuwe finansiële jaar wat begin het. En ek voel ons het 3 jaar laas 'n prysverhoging gehad. So dit was 'n bietjie van 'n substansiële verhoging wat vir ons net 'n bietjie daai gemoedsrus gee dat sou die rand verswak of die oliepryse invloed het op ons invoere, dat ons wel gegeer is vir wat ook al mag kom. Ons praat baie keer oor daai braaivleisindeks, as ons nou 'n bietjie gesels oor inflasie. So met ander woorde, ja, inflasie se teiken is 3 tot 4% wat die regering het voorgee. Ons albei weet ewe hard, jy weet dit is die realiteit, jy weet van 'n gewone man op straat nie, maar as jy byvoorbeeld 'n bietjie daai braaivleisindeks wat aan tafel toe bring, soos byvoorbeeld daai rooi vleisie, daai lekker whisky, daai rooi wyn, jy weet daai blits, jy weet daai van goeders. Wat is die eintlike inflasie syfer vir die man daar buite? Dis 'n interessante vraag. Jy het reg op moet opmerk. Elke inflasie persoon, enige persoon wat deelneem in die ekonomie het 'n verskillende inflasie mandjie. Maar as ons kyk na kom ons sê die braaivleis mandjie, dan kyk ons hoeveel het vleispryse opgegaan die laaste tyd. Ons weet daar is die foot and foot and mouth disease Engels, sorry. So daar speel definitief 'n rol op die prys wat verbruikers weet op hulle sakke sien in terme van die braaivleisindeks. Kom ons sê die voedselpryse, daar hoeveel kos voedsel en drank en veral alkoholiese drank, weet daar hoeveel dit opgaan, want dat is nou 'n braai sonder 'n bier of 'n whisky. Feite. Jy weet, so met ander woorde, ek sê altyd, jy weet, al gaan 'n brandewynprysie op met R2, hy bly 'n bargain. Weet of nou specialist of dan nou nie. Maar terug uit te Louise, byvoorbeeld, jy wat ook nou gesê het, ja, julle het in die laaste 2-3 jaar nie werklik baie aan julle pryse gepeter nie. Maar op 'n gegeewe tyd is daar tog 'n manier wat jy moet. Jy word al verplig om 'n prysaanpassing te maak. En nou is dit 'n jaar soos hierdie waar jy byvoorbeeld 'n prysaanpassing wil maak. Dink jy nie die verbruiker daar buite sien dit dan as 'n negatief om byvoorbeeld te dink, byvoorbeeld ek sou dalk 5% meer betaal en nou ewesklik moet ek dalk 15% meer betaal vir die gewone. Ons het dit nou nie so erg opgestoot nie, so dit is daarom nou nie dat die verbruiker hulle doodskrik nie, maar nee, ons is bekommerd, maar ons selfs hierdie maand nadat die verhoging ingetree het, was baie goed gewees. So nee, ek dink ons is reg vir dit. As jou bemarking reg is en jy het 'n goeie produk, dan moet goed soos prys jou nie so erg beïnvloed nie. Ja.
Ja, net weer eens Freddie terug na die braaivleisindeks. Ek dink ja, ons gaan nou 'n bietjie moeilikheid maak daar by die kykers by die huis. Vir alles ons gaan sê, ek en jy mag nog 'n ekstra wyntjie koop of 'n brandewyn, maar hulle mag nie hulle naels verder doen nie. Jy weet, so nou waar gaan jy nou compensate? Maar as ons nou oorbeweeg van daar af is natuurlik die staatsrede wat ook onlangs was en wat byvoorbeeld die begrotingsrede uiteengesit het. Dink jy daai nominale begrotingsrede wat uitgesit is potensiëlik nou onder druk? Kom ons begin by die staatsrede, die SONA soos hulle sê. Die SONA is 'n kom ons sê 'n talkshop. En die begroting is om die talkshop te fund. En wat ons nou sien is die regering het regtig 'n goeie begroting op die tafel gesit. Ek dink dit is 'n baie positiewe begroting in 'n baie lang tyd. En ek dink daar's fiskale stabiliteit wat hulle beoog het, maar ek dink dis so effens onder druk gegee wat ons nou ervaar in die Midde-Ooste, die rand wat nou redelik verswak het van R15.90, R16 na R16.80 toe die oliepryse het so half deur die dak geskiet het. Ek dink daai gooi so half 'n bietjie 'n probleempie of twee op die tafel van die regering. Goeie begroting, kom ons kyk of hulle kan hou om die begroting deur te voer gegee huidige omstandighede. Louise, kom ons gooi 'n bietjie na jou toe. So met ander woorde, algemene begroting vir jou as 'n mamma by die huis en natuurlik as 'n gesinsvrou en natuurlik jy weet jou maatskappy. Daar is 'n begrotingselement wat vir jou ook 'n rol speel natuurlik oor die algemeen. Maar hoe impakteer hierdie laaste paar weke en laas jaar byvoorbeeld ook spesifiek jou mentally, as ek dit so kan stel, maak dit jou bekommerd en natuurlik jy weet fisies, moes jy fisiese begrotingsaanpassings gemaak het. Laas jaar het ons rekordjaar gehad. So laas jaar was amazing vir ons geweest. So ons het nie gepaniek nie, ons was in die sewende hemel. En toe verander dinge so bietjie, maar ek moet sê ons sien nog nie die impak nie, maar ons is nervus. So daai wyntjies gaan nodig wees een van die dae. Want vir 'n entrepreneur, mense is op jou senuwees heeltyd want jy ons kan nie die toekoms voorspel nie. Ons luister nou maar na mense soos jy wat vir ons leiding gee en raad gee, moet ons paniek, moet ons nie paniek nie. Maar op die eind van die dag die rand was al swakker gewees in 2-3 jaar terug. So ons is nog steeds in 'n goeie posisie vir ons wat invoere doen. Die vervoerpryse gaan ons beïnvloed. Maar as 'n mamma by die huis is dit ook 'n ander storie want jy het 'n begroting, 'n privaat begroting en as 'n besigheidseienaar sny jy mos maar eers by jouself. Ja, dis waar. So die een kry jy salaris nie, almal anders word eers betaal. Mense is net baie versigtig. Jy boek nou nie die vakansie Amerika toe of die groot goeder. Net te veel travel en te ver travel. Boetie kry sy verjaarsdag by Spur hierdie jaar. Ons Spur moet ook seker in gang gehou word, nee Freddie. Ook 'n genoteerde groep en ons dit sal goed lyk op hulle balans staat. Jy weet al die mammas wat natuurlik die partytjies daar gaan hou. Maar kom ons los dit daar en net na die breek dan gesels ons lekker verder. Jy kyk na wins en verlies en my gaste is die sakevrou Louise Volskenk en ekonoom Freddie Mitchell. Hulle deel natuurlik hulle insigte met ons vanaand en kom ons gesels bietjie met hulle verder. Wel, hier's 'n klompie dinge wat in die gang is, maar die een ding wat my baie bekommer is byvoorbeeld headlines lees wat sê ja, die wêreld het moontlik sy mees verkortste tipe van olietekort wat al ooit in die geskiedenis was of moontlik kan gebeur of word. So dit is ons volgende artikel waarna ons verwys. Hoe groot probleem het ons as dit byvoorbeeld op die langtermyn wat saam uitloop en dit hou net aan en aan en aan. Kom ons praat gou oor die stryd oor Hormuz. Ons het so off the record gepraat. En dis 'n groot probleem. 20% van alle olie gaan deur daai nou kanaal tussen wat Iran beheer op hierdie stadium. Ons weet, soos president Trump gesê het, die Iran se vlote vaar op die bodem van die see op hierdie stadium. So waarheid. So, daai is 'n groot effek ek dink op 20% van die globale olieverhandeling. Maar volgens op die nuus het die Amerikaanse regering gesê dat daar is oorskot voorraad en oorskot supply. So op hierdie stadium is daar nie 'n tekort aan olie nie, dit is net op die 20% wat deur daai kanaal beweeg en vir al die lande wat olie uitvoer deur daai stryd oor Hormuz wat 'n probleem is en wat geaffekteer is en wat dalk pryse verder kan beïnvloed, kom ons sê vir die volgende maand, 2 maande, as hang af hoe lank die konflik duur en wat die uitkomste is vir die konflik wat Amerika besluit is die uitkomste wat hulle graag soek. Louise, terug na jou toe. So as 'n mens byvoorbeeld nou gekyk het na sosiale media en mense het gesien daai skrikwekkende aanvalle wat byvoorbeeld op 'n lughawe soos Dubai gemaak is. Jy weet, so hoe ervaar jy dit as 'n gewone
nommer 1 as 'n mamma by die huis wat dit aan jou kinders moet gaan verduidelik, en nommer 2 is jy byvoorbeeld sien wat daar aangaan as 'n entrepreneur. Jy weet, wat gaan aan in jou kop byvoorbeeld in daai 2 kategorieë? So as 'n mamma, my skoonpa is op hierdie stadium in Dubai, so ons is baie paniekerig, maar hy gee vir ons updates. Daar was nou weer in hierdie week 'n drone afgeskiet in Dubai wat geval het op die petroltanks by die lughawe. So in die lughawe is gesluit nou weer. Dit is net is baie onseker en ek word 40 hierdie jaar, so ons beplan 'n Gulfstrip daai kant toe, so ek weet nie of dit nou mee gaan gebeur nie. Maar as 'n besigheidseienaar wat invoer, ek het nou 'n skipie op die water gehad met 'n groot container produkte op. So ek was baie nervous of hy die port gaan haal, maar hy daarom laasweek by die port aangekom. Ek hoor ja. So daar's baie goedjies wat 'n mens oor bekommerd is. Maar ons luister nou maar vir hierdie mense wat ons raad kan gee en wat kan ons doen? As jy waarheid, verder gooi dit na jou toe. Met ander woorde, straat van Hormuz is maar realiteit en daar's baie kykers daar buite wat nog steeds, ek dink nie verstaan, jy weet, hoe werk daai 24, 25 kilometer, jy weet, gap tussen byvoorbeeld Dubai, Oman en byvoorbeeld dan nou Iran en Irak wat aan die ander kant is. En hulle natuurlik ook aangeval. Wat sou die nigte rede wees vir Sweets? Ek dink dit is 'n geval van ons gaan dit moeilik maak vir almal om uit te voer. Dit gee vir almal daar's 'n koste aan verbonde om Amerikaanse soldate te huisves of kom ons sê basis op te hê van aanvalle te loods, en dit veroorsaak pyn vir ons as Iran, maar ons gaan ook vir jou pyn veroorsaak ekonomies deur dit onstabiel te maak en dit ons gaan jou toeristebedryf ook beïnvloed. Dit is 'n party in die punt wat die Iranse regering probeer die stelling probeer en dan net so terloops soos op 'n ligter noot selfs soos jy gaan daai 40ste sê Dubai. Ja. Man, hier kom 'n ding. Hoopelik is my skoonpa terug dan. Wat is jou skoonpa se naam, Louis? Louis. Ja, so ons kry nogal ons name confused. Ja, alright. Wel, Louis, ek hoop jy gaan dit maak, hoor. Ek seker jy gaan dit maak. Die volgende vlug dalk of een daarna, maar kom ons kyk maar wat gebeur. So gepraat van vlugte maak of nie maak nie. Natuurlik kan ons dit ook sien aan die vliegtuigpryse. Jy weet, vliegtuigkaartjiepryse. Ferry, ek het nou gesien laasweek was daar ook berigte gewees, jy weet, waar vernaamste tipe van luglederye gesê het die pryse gaan klaar aangepas word. Hoe sien jy daai uitspeel? Ek dink die pryse gaan aangepas word, soos jy sê, as gevolg van daar sal vir die ding van as die pryse of die oliepryse internasionaal opgaan, dat daai pryse aangepas gaan word vir die ekonomie weet hierso huidiglik. En ons weet of die mense wat die olie verkoop of die besigheid wat die olie verkoop wil onmiddellik vergoed word vir die olie of die petrol wat verskaf word of vliegtuig afgas aan so vinnig as daai pryse aanpas, so vinnig moet daai geld betaal word en dis hoekom vliegtuigkaartjies onmiddellik begin eskaleer het in terme van prys is om te vergoed vir daai kom sê die pryskok wat ons gehad het van $60 af na $110 toe vanoggend. So dit is wel dis te verwag. Ek dink nie dis onverwag nie, maar dit gaan 'n effek hê op die toerismebedryf, dit gaan beïnvloed alles wat vervoer word. Alle vervoerkostes in Suid-Afrika, of dit padvervoer is of dit lugvervoer is, al daai kostes gaan eskaleer na die verbruiker toe. Louis, petrolprysverhogings. Ek dink dis een ding wat alle Suid-Afrikaners in gemeen het. Jy weet, so dit is ons al so gewoonte om te sien as ek byvoorbeeld moet gaan petrol ingooi dat die pryse bly aangepas word. Ek bedoel, kan jy enigstens terugdink toe jy nog 'n kind was wat petrol min of meer was teenoor wat dit nou is, of is dit nie iets wat jy eintlik idee nie. Ek dink eers ons ouers het daaroor gepraat nie, maar dit was nooit 'n faktor soos wat dit nou is nie. Maar dit beïnvloed ons voel dit, want ons travel die hele wêreld, ag nie wêreld nie, ons is local, nasionaal, en ons goed is lankal vooruit geboek. So nou moet ek Kaap toe gaan vir workshops, en ons moet Bloemfontein toe, en ons is klaar betaal vir dit, maar nou is die petrolprys en die vervoer en alles is soveel hoër, so dit beïnvloed ons profit op die einde van die dag, want ons vreet nou daar in die profite in, en ons het nie gebudget vir dit nie. Kom ek remind jou. Okay, so kom ons gaan so 20 jaar terug. Okay, jy wat nou amper op jou 40ste verjaarsdag gaan. Okay, so 20 jaar terug het jy R100 gebruik en het jou voertuig vol gemaak, as jy mooi kan onthou. Jy weet, so, en dan het jy nog 'n geldjie gehad, jy weet, om mee te gaan kuier, en jy het nog 'n geldjie gehad om mee jou meisie te gaan laat saam met haar te gaan uit eet. So daar was 'n klompie dinge gewees met 'n baie min geld wat jy eintlik 'n lekker naweek kon gehad het met R250. So, Freddie, onthou daai dae, jy het R250, R300, kar is vol gemaak, so 'n lekker gekuier, jy weet, ons kon die girls nog uitgevat het, so dit was lekker tye. Jong, ek probeer net so dink toe dit noem toe ek net 2000 in Pretoria aankom begin swat het, wat was die petrolprys? En dit was enigiets ek staan in korreksie, ek weet ek soms gaan kyk, maar tussen R250 en R290 gewees. Ja. 'n liter.
Dit gee vir jou 'n idee van die eskalasie van pryse in terme van 25, 26 jaar. En dan kan die inflasie gaan uitwerk op dit. Dan kan jy 'n goeie naweek gehad het vir R300 of R500. Jy kan 'n baie goeie naweek gehad het, maar nou as jy by die winkel uitstap, is dit op 'n is jy gelukkig as jy R500 uitstap met 'n sakkie goed. So dit wys jou die inflasionêre druk wat kom as gevolg van sekere faktore binne in jou ekonomie. Louise, ek gaan weer terug by jou. Jy weet, jy is 'n ma en natuurlik 'n huisvrou ook en goeders, die kosblik. Jy weet van jou kleintjies en goeders wat jy moet volmaak op 'n daaglikse basis. Kan jy al agtergekom het dat daar ook 'n inflasie, kom ons sê, faktor speel? Absoluut. Ek meen as jy in die winkel uitstap, soos wat jy nou sê, met so 'n sakkie, dis R800 se sakkie wat jy mee uitstap en die kinders eet daai in 3 dae op. En dan het ek myself ook 'n bietjie in die voet geskiet deur foodies groot te maak. So dis nice kosblikkies wat daar gepak word. En ja, nee, ons voel dit is verseker. Ja, sê dit is maar realiteit. Dit is nie net jy weet die gewone man op straat daar wat swaar trek nie. Almal het maar eintlik maar impak jy weet rondom al hierdie gebeure. Dan sê bly ingeskakel want net hierna gaan Freddie 'n paar strategiese geldwenke met ons deel. Kyk na wins en verlies, ek kuier nog met die ekonomiese ontleder en beleggingskenner Freddie Mitchell. Nou ja, Freddie, kom ek en jy klim in die laaste segment in en natuurlik gesels nou net 'n bietjie algemene probleempies, foutjies, idees, waar gaan ons belê, waar moet ons nie belê nie. Maar kom ons begin by die tabloids. Ek dink ja, don't buy the tabloids. Ja, wel, ek het 'n meme gesien so rukkie terug op die kom sê die internet van hoe lyk jy as jy nou verskillende soorte darmsprekings het nou die oogies raak al hoe meer kleiner of hoe groter en dan as die laaste oogies is ek rooi oog dit sê me following the Iran conflict. So ek dink ons is daar op hierdie stadium. Ek dink dit is dit, jy weet en natuurlik jy weet die ouens wat ook huil. Jy weet as hulle sien ja wat gebeur op hulle portefeulje, so die oë kan rooi wees op albei maniere. Ja, ek dink so. Ek dink dit is 'n groot effek op die portefeuilles en ek dink jy moet kom sê reg belê wees of jy moet seker wees dat jou portefeuljebestuurder weet wat hulle doen en ek dink die professionele raadkry wat nodig is om dit reg te bestuur. Wel ons het in Februarie het ons gesien dat die markte op rekordhoogtes was. Jy weet oor die laaste 52 weke, maar as ons dan nou weer gaan kyk, as ons daarvan af gaan kyk tot en met nou toe is dit ongeveer tussen 8 tot 10% selfs sprong afwaarts. Sien die meeste mense dit maar as 'n algemene korreksie of dink jy dit is maar meestal volatiliteit wat sy rol speel? Ek dink baie doen met volatiliteit in terme van dat mense of dat beleggers veral wat in Suid-Afrika geïnvesteer is, hulle het gepraat van kom ons sê ons done with a bit of emerging markets. Ons kyk na ontlykende markte, minder ontlykende markte se aandele en geldeenhede meer terug na kom ons sê gegeewe groot bates toe soos die rand, soos die dollar of die goudprys en kom ons sien die goudprys het gegaan van kom ons sê $4,800 tot oor die $5,000, $5,400 weer teruggesak vanoggend of nou in hierdie week tot so $5,000 toe af. Ek dink dit doen met wat is die appetite vir risiko binne in die mark gegee die onstabiliteit wat ons sien as gevolg van die Midde-Ooste konflik op hierdie stadium. Risiko kan tog tot 'n groot mate ook bestuur word as jy by die regte beleggingshuis natuurlik jouself vind. Maar weer eens is 'n mens daai jy het toe ons 'n bietjie aflyn was, het jy vir my 'n baie goeie storie vertel van koekiesbak. Tog sien 'n ou hierdie ding kom tot 'n groot mate as jy net daai weer aan hulle kan verduidelik ons kyker. Ek sê ek was laasweek op met mense gesels en die persoon sê hulle het nie hierdie aanval op Iran gesien kom nie. En my storie wat ek vertel is die volgende, as jy jou ma sien, die melkuital en die meel en die suiker en die gis en die goed, dan vra jy nie van wat gaan sy maak nie, jy weet, sy gaan of koek bak of koekies of brood. So, daar kom 'n ding. Daar kom 'n ding, en as jy so kyk, as die Amerikaanse regering of die administrasie 'n klomp militêre toerusting in jou rigting stuur en met 'n redelike groot soos hulle sê build-up het, dan gaan hulle nie koekies bak nie, hulle gaan iets anders te doen. Hulle gaan iets in die brand steek vir jou. Is dit nou te laat om te reageer rondom wat nou gebeur het? Wat sê jy nou tipies vir 'n kyker daar buite se wat nuwe kapitaal het? So met ander woorde, hy sê op 'n huidige portefeulje nie, hy gaan nou na nuwe kapitaal toe, nuwe portefeulje seleksie, dalk 'n ou wat dalk wil gaan aftree, jy weet in die nabye toekoms. Hoe moet hy sy portefeulje min of meer bekyk? Ek dink dit kom neer by by individuele beleggers, wat is jou risiko-appetite? Waarmee is jy gemaklik en gegeewe waar ons nou is, ons weet, ek het vanoggend geluister na 'n praatjie, jy weet, op pad hiernatoe oor
jy weet of wat was gesien as verskansingsandele, en net so terloops het hulle gereken dat kom ons sê tech aandele was 'n groot risiko geweest as gevolg van hulle het gesê daar's miskien dalk 'n bubble wat vorm, en op hierdie stadium word tech aandele gesien as 'n verskansingsandeel. So dit hang ook maar af waar jy belê, wat is jou risikoaptyd, wat jy as 'n belegger sien as jou aanvaarde risikoaptyd en waarmee jy gemaklik voel op die einde van die dag. Daai bewoording wat sê ja, ek prys die risiko in my aandeleprys en natuurlik jy weet waantoe hy moontlik op pad is. Hoe bestuur 'n mens so iets? Want ek dink volatiliteit op hierdie stadium gooi nogal 'n paar dinge, kom ons sê net maar oorboord, as ons die woord selfs kan gebruik, oor die skip op hierdie huidige stadium. Want in die verlede kon 'n ou nog baie goeders ingeprys het, jy weet, tot 'n groot mate, maar as 'n ou byvoorbeeld dan nou iemand het soos 'n Donald Trump administrasie wat letterlik 'n skuif of twee maak weer eens sonder dat jy dit eintlik agterkom, al is al die bestanddele op die tafel gesit en dan gaan koekies gebak word, is jy nog steeds nie seker nie. So hoe prys 'n ou daai volatiliteit? Warren Buffett altyd gesê, weet ons kan korttermyn volatiliteit sien, dis alright, maar ons kyk wat doen die langtermyn, wat doen die aandele of die mark oor 'n langtermyn, weet, en waar neig het traject. As jy korttermyn volatiliteit is dit op en af, dis maar solank dit die traject oor tyd, weet kom sê positief is of op is, dan is dit waar jy moet wees. Ja. Jy moenie skrik op hierdie stadium vir die volatiliteit in die mark, dit gaan uitsorteer oor die tyd, gegeewe kom sê die rigting waar die mark beweeg oor tyd. Ek dink baie kykers sal buite ook kontantvloei of groei. Wat een is die belangrikste in 'n portefeulje? Dis 'n baie gebalanseerde antwoord ek wil gee, selfs in terme van ek dink kontantvloei is belangrik en jy wil nie in skuld hardloop nie, jy weet of dit help nie jy het fenominale groei, maar jy het nie kontantvloei nie en jy moet in skuld ingaan, dan eet jy weet toekomstige welvaart op. So ek dink dit is of jy kort kontantvloei, maar jy kort ook groei. So of dis of die twee kante wat jy moet balanseer op jou portefeulje. So natuurlik, jy weet, is dit baie belangrik om 'n gebalanseerde tipe van 'n portefeulje te hê en natuurlik hy kundigheid van 'n goeie adviseur wat ook weet waarvan hy praat. En natuurlik, jy weet, veral in hierdie tye. So weer eens wil ek terug gaan na die koekiesbak resep toe. Maak altyd maar seker jy weet jy die ou wat die regte chef is wat die beste koekies bak. Jy weet ek dink dis die belangrikste. As ons mee kan afsluit vanaand, wat sê jy daar buite vir die kykers sê vir die algemeen? Jy weet in hierdie tye van kom ons sê net maar soos die Midde-Ooste wat laas jaar gebeur het, jy weet met die Donald Trump administrasie, wat byvoorbeeld op risiko is. As jy vinnige samevatting kan vat, jy weet vir die kyker daar buite, om byvoorbeeld te sê moenie te vinnig paniekerig raak nie, jy weet dan môre is daar dalk nog 'n dag, maar op 'n mooi manier van jou kant af. Ek dink nie jy moet te veel aandag gee aan die korttermyn wisselvalligheid en risiko nie en in terme van maar jy moet gaan kyk na die algemene tendens wat die mark doen oor tyd. Oor tyd as jy kan dit volhou, dan is jou opbrengs redelik gewaarborg. So ek sal sê wanneer ook maak met spronge, wees versigtig daarvoor. Nou Freddy, wyse woorde van 'n wyse man. Baie dankie natuurlik dat jy ons dat jy bygewoon het vanaand en ons waardeer jou baie en ja, ons is nou in 'n nuwe seisoen, nuwe dinge. Ons sien jou dalk in die toekoms, jy weet, hier op die program en natuurlik baie dankie vir vanaand. Ek waardeer dit. Baie dankie, was lekker om hier te wees. Dankie Freddy. Alright, dit is dit vir hierdie week se episode van Wins of Verlies. Sien julle volgende keer.